Die slaaf van die lewe. Ons lees 2 Korintiërs 7 vers 8 tot 16. Diensplig in die 60er jare was beslis nie 'n grap nie. 'n Arme troepie kon nooit enige iets reg doen nie, al het hy ook hoe hard probeer. My eerste kennismaking met die gevreesde paradegronde onthou ek nog baie goed. Op skool het ek darm al die basiese van drill onder die knie gehad, althans so het ek gedink. Tot die dag toe ek Potchefstroom se paradegrond betree. Ek verneem dat 'n bombardier eintlik die artillerie variasie van 'n korporaal is. Hy bombardeer ons arme troepies met bevele wat net hy self kan verstaan. En hy verskree ons. Skielik is al my skoolkadette kennis uit my kop uitgewaai as hy skree, "Hey, ho!" Dan doen ek net daar 'n omkeer en dan gil hy vir my dat ek om daardie boom, die verste ene, moet hardloop en vinnig op. Potchefstroom se paradegronde het nou nie juis bome gehad nie, en die wat daar was bitter ver. En as jy nie vinnig genoeg na sy sin maak nie, dan moet die hele peloton 100 push-ups doen en dan is almal vir jou kwaad en dan moet jy dit boonop nog later ontgeld ook. Ons is gedrul totdat ons op strepe begine omdop het van uitputting. Die son was warm en die bombardier genadeloos. Maar die paradegrond was 'n filletjie teen die hindernisbaan, waar jy deur rolle doringdraad moes kruip, oor mure klouter, met toue oor 'n moddergat swaai, dit alles terwyl daar die hele tyd op jou geskree en gevloek is. Die sergeant in beheer het die duiwel na 'n sagte lammetjie laat lyk, en elke klein foutjie is genadeloos uitgebuit. Sy strafmaatreëls het menige troepie in die hospitaal laat beland. En moenie dink dat wanneer die son sak jy kan gaan ontspan nie. Dis dan wanneer jy begin om jou bed te stryk sodat die lakens soos gestyfde servette op 'n koning se tafel lyk. Middernag word daar kamerinspeksie gedoen. Een enkele plooitjie of stofkorreltjie en die hele slaapsaal is in die sop. Dan werk jy tot dagbreek toe om alles weer op standaard te kry. Maar dan is dit natuurlik ook alweer opstaantyd en tyd vir die paradegrond. En intussen moet jy nog wag staan ook. Onthou jy nog? Die jonger manne sal nie weet wat ons alles deurgemaak het nie. Die straf was altyd so verskriklik onregverdig en daar was moordgedagtes in jou binneste as jy net die naam van 'n sersant of 'n bombardier hoor. Die resultaat was egter dat toe die grensoorlog uitbreek, hierdie manne se dissipline wat in hulle ingedrul, ingeslaan, ingestraf is, dikwels hulle lewens gered het. Daardie dissipline het hulle gedra reg deur die Vredebosoorlog. En vandag kan daardie troepies van weleer vertel van die mees ongelooflike situasies wat hulle kon beleef, bloot as gevolg van die hartelose opleiding wat hulle deurgemaak het. Vandag kan ek net die Here dank dat ek self die Bosoorlog misgeloop het. My diensplig het verstryk net voordat ek vir grensdiens opgeroep kon word. In jou geestelike lewe gaan dit dikwels ook soos met 'n militêre opleiding. Baie keer voel dit vir jou so bitter onregverdig oor die dinge wat met jou gebeur. Soms voel jy selfs kwaad vir die Here dat hy dit kon toelaat dat sulke dinge jou tref. En dan wil ons die vraag vra: waarom straf die Here my so?
Was my sondes dan so groot dat ek hierdie straf moes verduur? Boonop voel dit bitter onregverdig as ons na ander kyk wat nooit gestraf word nie. Mense wat net maanskyn en rose beleef. Op 'n dag word daar 'n klompie name uitgelees, die mees fikse onder ons troepies. Hulle sou verdere opleiding kry as parabets, valskermsoldate. Hulle opleiding het ons swaar kry na 'n sondagskoolpiknik laat lyk. As gelowige is die straf wat jy moet verduur gewoonlik ook gelyk aan jou geestelike uithou vermoë. Diegene wat die punch kan vat, gaan deur baie erger trauma as die ouens wat nie opgewasse is nie. Kyk maar net deur watter diep water sendelinge dikwels gaan. Dit gebeur alles om hulle steeds sterker te maak en te oefen om reuse uitdagings wat die sendingveld bied te kan oorkom. Paulus het hierdie tranebrief aan die gemeente in Korinthe gestuur, nie om hulle te probeer straf vir die dinge wat daar aangegaan het nie, maar juis om hulle tot inkeer te lei. Die brief het seer gemaak en hulle het bitterlik gehuil daaroor. Die resultaat was egter dat hulle lewens dramatiese geestelike groei getoon het. Wanneer ek en jy as gelowiges sogenaamd gestraf word, kan ons weet dat dit eintlik glad nie straf is nie, maar dat ons hierdeur gebrei en gelouter word. In die eerste plek om geestelik sterker te word, maar ook dat ons hierdeur aangepoor word om 'n lewe te lei wat nader aan Jesus is. Een ding wat ons deeglik moet besef, is dat dit 'n baie groot eer is om harde slae te verduur. Dit wys ons dat die Here vertroue in ons het, dat ons die potensiaal het om tot groot hoogtes te kan groei in ons geestelike lewe. As dit nie so was nie, sou ons nooit hierdie slaag gekry het nie. Kom ons bid. Here, dankie dat U my waardig geag het dat ek slaag kan verduur vir U. Ek loof U daarvoor en ek bid dat dit die regte uitwerking in my lewe sal hê. Amen.